Jahwe Almagtig se verbond met Abraham. Wanneer Jahwe Almagtig met Abraham praat, is dit duidelik dat daar voorheen geen verhouding tussen Jahwe Almagtig en Abraham bestaan het nie. Jahwe Almagtig se verbond met hom, dis Abraham, is juis dat ek, Jahwe Almagtig self, sal vir jou Abraham 'n Elohim wees. 'n God, Elohim is 'n God. En julle, dis Israel, sal vir my 'n volk wees. Daar was nie eens 'n volk Israel nie. Maar dit sal die fondasie van die belofte wees. Ek sal jou 'n land gee wat oorloop van melk en honing. Abraham 99 jaar oud. Nou, jy sê, ons kyk na die goed. Hoekom? Want ons bou nog die fondasie van ons al by die verrigtinge en die oorloë in Jerusalem, Palestina en Syrië en al die plekke. Maar ons kan nie oor daai ander goed gaan praat as ons nie die agtergrond het nie. Of Israel 'n reg op die goed het al dan nie. En of die Palestynë 'n reg het. En of daar alreeds Palestynë was. En wanneer het die Palestynë en die jihads en al hierdie ouens in hulle plek ingeskuif? Genesis 17 vers 1 tot 7. Genesis 17 vers 1 tot 7. Toe Abraham, ABRM, 99 jaar oud was, het Jahwe Almagtig aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is Jahwe die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. So Jahwe sê vir hom, jy moet wandel. Jy moet in 'n verhouding wees. En daarom is dit so belangrik dat ons elke dag met Jahwe in 'n verhouding moet wees. As bruid van Jahwe in hierdie 21ste eeu. Die versgedeelte bevestig weer dat voor die gesprek dat daar geen verbond tussen Abraham en Jahwe Almagtig gewees het, die vers 2. En ek, Jahwe Almagtig, wil my verbond sluit tussen my en jou. Dan moet jy hoor. En ek, Jahwe Almagtig, wil my verbond sluit tussen my en jou. Daar was nie 'n verbond nie. Ek wil 'n verbond sluit. So Abraham het nie weggetrek uit die land Ur van die Galdeërs, dis waar hy vandaan gekom het, met 'n verbond nie. Hy het Jahwe blindelings vertrou vir iets wat hy self nie geweet het of dit werklik bestaan nie. Dit noem ons roekelose geloof. Ek, Jahwe Almagtig, wil my verbond sluit tussen my en jou. En jou, Abraham, buitengewoon vermeerder. Ek gaan jou seën vermeer as wat jy ooit kan dink. Dis hoekom die Bybel in die Nuwe Testament vandag vir ons sê dat gehoorsaamheid is beter as offerandes. Dis nie wat ons gee wat ons plek in die hemel bevestig nie. Ja, baie kerke glo die meer van dit dan die beter plek in die kerk sit jy sit al meer vorentoe, die beter jy gee. En die meer die pastoor trakteer en nuwe bande op sy kar sit en vakansies betaal. Goed, bring jou als vorentoe. Dis nie so, dis nie waaroor dit gaan nie. Jahwe sê vir Abraham, ek gaan jou buitengewoon as 'n nasie vermeerder. Toe val Abraham op sy aangesig en Jahwe Almagtig het met hom gespreek en gesê, wat my Jahwe Almagtig aangaan, want jy sal sien ek maak so al die tyd, dis die hakkies, ek verduidelik vir jou, wat my Jahwe Almagtig aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy Abraham, sal die vader van menigte nasies word. Hy was nie die vader van menigte nasies nie. Hy sal die vader van menigte nasies word. En Abraham het nooit besef wat dit beteken nie. Want hy sou die stamvader word. Sommer om mee te begin van die volk van Israel en van die woestynbewoners, Ismael,
en van die Nuwe Testamentiese gemeente van Jafashua. Ai. Prof, dis die 3 bloedlyne. Jy moet nou hoor wat ek nou sê. Die godsdienstwêreld daar buite kan praat van Abraham of Abraham, hy sy naam gaan nou verander word van Abraham na Abraham. Abraham het die stamvader geword van Israel, die volk van Israel. Hy het die stamvader geword van Ismael, hulle wat uit Ismael sou voorkom, wat later jare dan Islam sou word. En dan sê hulle van die Christene. Nee, die Christene was die Katholieke. Moet nooit dat iemand vir jou vertel, die Christene was Jafashua se disippels gewees nie. Hulle was nie Christene nie, daar het nie eens die woord Christen bestaan nie. Die woord Christen is eers deur 327 na Jafashua, amper 400 jaar, wel 327 jaar na Jafashua, is die woord Christen eers geskep.